Terwyl ek hierdie week so besig was en so met die Here gepraat, sê Vader, wat se boodskap moet ek vanmôre hier na toe bring? En die Here het my so 'n mooi boodskap gegee. En ek wil vanmôre weer vir julle sê, geliefdes, jy kan alles in hierdie lewe hê. Jy kan alles in hierdie lewe besit, as jy die Here nie het, beteken jy niks. Jy kan die rykste man in die wêreld wees. Jy kan die rykste vrou wees. Jy kan die slimste man of die slimste vrou wees. As jy die Here nie aan jou kant het, beteken jy niks. En ek het al baie in my lewe ook gesê, dit help jou niks om hierdie woord. Hoor mooi wat ek vir julle sê. Van A tot Z uit jou kop uit te ken, maar jy ken nie die eienaar. Hoeveel mense is so slim met die woord van die Here? Kom ons gaan kyk oor hierdie wêreld, baie slim. Geleer, dis mooi, daar's niks fout nie. Maar ken hulle die eienaar van hierdie boek? Ken hulle die eienaar, het hulle al kontak met hom gekom, en as die Here sê, so, ken jy sy stem, ken jy sy naam, as hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy die man van Golgotha? As ek vanmôre weer so moet kyk na die nagmaaltafel, besef, Here, U het vir ons 'n groot prys betaal in my Jesus. Halleluja, wat geld, goud en silwer nie kan koop nie. Geliefde, daar is weer boer vir my en vir jou. Maar hoeveel van ons in hierdie wêreld, halleluja, kom hom nog te na? Hoeveel van ons in hierdie wêreld maak hom nog seer, onbewuslik, want ons is te besig met ons eie dinge in hierdie lewe. Ons is te besig met ons eie dinge om te om te sê, weet, as ek 40 is, wil ek dit bereik, as ek 50 is, wil ek dit bereik, as ek 60 is, wil ek dit. Daar's niks van om geseën te wees nie. Die Here sê dat ek gekom sodat jy in oorvloed kan lewe. Ek wil hê jy moet geseën wees, maar ken my in al jou weë. Ken ons God regtig in al ons weë. Halleluja. Roep ons op regtig aan wanneer ons ietsie wil doen. Baie keer dan pak ons iets aan in die lewe, en dan op die einde van die dag, dan werk dit nie uit nie. Want eerste wat ons sê, ek kan nie verstaan hoe ek die Jesus nie voorsien nie. Ek kan nie verstaan hoe die Here nie by my verstaan nie. Maar wil ek vanmôre vir julle vra, was dit sy wil gewees? Was dit sy wil gewees, dat ek dit of dit of dit doen, of jy? Ja, dan het 'n pastoor vir my so mooi sulke ware woorde gesê, wat hy ook gepreek het. Hy het gesê, soms kom die Here, dan maak hy die deur toe vir jou, want hy weet al lê gevaar aan die kant. Maar wat doen ek en jy? Ons gaan klim deur die venster, want ons wil ons dan weer. Ons wil deur hardkoppigheid, maar ons wil, halleluja. Maar ek het so mooi gedeelte wat ek vanmôre met u wil deel hier so uit Handelinge 7:20, 'n enkele vers van vers 9. Maar die opskrif sê Paulus word na Rome gestuur, halleluja. En ek wil vanmôre 'n bietjie hieroor praat oor hierdie lewenspad wat hy aangepak het, halleluja. Ons lewensboot waar ons is vanmôre, maar ons lees enkele vers wat hy sê, en omdat 'n geruime tyd verloop en die scheepvaart al gevaarliker geword het en die vastheid ook al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens, halleluja. Vers 38, en nadat hulle met voedsel versadig was, het hulle die skip ligter gemaak deur die koring in die see te gooi, halleluja. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, jy kan by die huis die hele verhaal gaan lees, waar hulle gekom het en Paulus saam met gevangene op 'n skip geplaas het om te sê, julle moet op pad Rome toe, ons vat julle na Rome toe. Want terwyl ek hierdie gedeelte so lees, toe speel ons eie lewensverhaal voor my af, en jy wat ook vanmôre sê, ek en jy is op 'n lewensvaart vanmôre. Waar toe? Na die uitbestemming, halleluja, die ewige lewe, of alhoewel, as jy nie die Here gedien het nie, dan waar die Here gaan besluit waar jy gaan wees. Maar ek en jy is op hierdie oseaan, want terwyl Paulus in hierdie skip is, 'n man van God, halleluja, was hulle op pad Rome toe gewees. Maar die verhaal vertel vir my so mooi, dat daar soveel vrag op hierdie skip gewees, dat hierdie skip kon dit nie gehou, toe die storm, halleluja, plaasvind nie. Hoeveel van ek en jy vanmôre bly staande, wanneer die storms van die lewe teen ons aankom? Maar ek het 'n paar stukkies wat ek vanmôre wil lees voordat ek by dit kom. Dat die woord van die Here sê, Paulus word na Rome gestuur saam met ander gevangene. Vir daarlank was hulle op hierdie skip op pad Rome toe. Die woord sê, halleluja, dat hulle toe op die einde hulle by Sidon aangekom.
Wat wonderlik was, toe hulle daar afklim, het Judas, die hoof van Paulus, met mensenliefde behandel. Hierdie man was saam met gevangene, maar weet jy, was met mensenliefde behandel. Ek wil vanmôre vir sê, as jy 'n kind van die Here bly, sal God jou altyd sorg dat dit mooi met jou gaan en jy met mensenliefde behandel word. Maar dan kom soms in die lewe dat die ander mens seer maak. Die volgende dag het hulle verder gegaan, want Paulus hulle moes by Rome uitkom. Maar terwyl hulle op hierdie skip is, vind hulle dat hierdie oseaan waarop hulle is, laat dit raak al hoe erger. En die gevaar raak aan, en die Here praat met Paulus en sê, waarsku my volk, en sê vir my kinders, vir hierdie man op hierdie skip, dat hulle sal hierdie skip moet ligter maak. Halleluja. Hulle sal moet 'n plan maak, want hierdie skip gaan breek, hierdie skip gaan sink, hierdie skip gaan dit nie maak tot in Rome nie. Halleluja. Baie van ons is in ons lewe so besig met ander dinge, wat ons op ons lewensboot laai, dat ons nie altyd agterkom dat ons besig is om eintlik te sink nie. En weet jy, Paulus staan op en hy kom by hierdie man, hy sê vir hulle manne, hy sê dit so mooi hierso. Ek lees dit weer omdat 'n geruime tyd verloop en die skipvaart al gevaarliker geword het. Halleluja. En die vastheid ook al verby ons sê Paulus, hulle gewaarsku en sê manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade inhou. En ek wil vanmôre 'n bietjie dit vat na ons geestelike lewe toe. Na ons wat op hierdie lewensboot is. Geniet ons, baie van ons is so besig in ons lewe, dat ons die Here te nakom. Baie van ons is so besig in die lewe met ons eie dinge. Halleluja, dat ons nie kom doen wat die Here Jesus wil hê ons moet doen nie. Halleluja. Ek is ook 'n stukkie sê wat sê, maar so ver het hulle afgevaar. Deur die storm wat op die wind, of wat die wind wat op hierdie see plaasgevind het hulle so ver afgedwaal, dat hulle heeltemal in 'n ander dorp gekom het. Die storm was so groot op die see, hulle kon nie die koers uit die hoek kom, want hy was te veel gelaai met onnodige goed. Maar wat ek vanmôre veel vra, halleluja, hoeveel van ek en jy vanmôre denkbeeldig, halleluja, wil ek veel vra. Is ons in die lewensboot op pad na die eindbestemming, maar daar is soveel onnodige dinge in ons lewensboot gelaai, wat besig is om ons op 'n ander koers in te stuur, as in die koers van die Here. Ons is so besig met die wêreldse dinge. Ons is dalk so besig met ons eie dinge. Jy weet, broers en susters, halleluja, baie keer sussie, jy weet, ek het Sondag, het ek so lekker party gehou, ek het so lekker gebraai. Jy weet, Sondagmôre, ag pastoor sal maar verstaan, hoekom ek hier daar as jy weet ek is moeg. Hoe baie keer in die lewe die mense nie verskoon nie. Ek praat nie van as jy met vakansie is nie. Ek praat nie van as jy bietjie weg is, of as jy siek, of as jy met skop te werk is 'n ander saak. Ek het gisteraand lekker saam met my broer gepraat, daar's niks fout nie. Maar hoeveel mense gebruik het as 'n verskoon te sê, ag môre gaan ek so 'n bietjie in lê, môre gaan ek so 'n bietjie terugsit. Halleluja, pastoor sal nog verstaan. Die Here moet maar verstaan. Waar staan dit in die Bybel? Maar as jy weet wat vanmôre se kom, wat môreoggend dat ons hou so lekker diens dat ons vanaand eers geklaar maak, dat jy môreoggend opstaan en jou baas bel, en vir jou baas sê, meneer, ons is so lekker kerk gehou, ek is moeg, ek gaan nie kom werk, jy sal jy dit doen? Ek vra jou vanmôre, sal jy dit doen? Gaan jy dit doen? Wie sal dit doen? Hoekom wil jy dit nie doen nie? Waarvoor is jy bang? Maar hoe maklik kan as jy verskoning bring, om te sê, Here, halleluja, verstaan maar, ek is moeg, ek was die hele tyd op die veld gister, halleluja, ek moet vanmôre sê, ek het so mooi stukkie wat ek hierso gesit, wat hy sê, pas op, dat dit wat jy besit, jou nie later aan besit nie. Jy is so besig met jou eie ding, jy is so besig om iets te bekom, halleluja, jy is so besig dat jy jou fokus van die Here afval. Nou en dan sal jy daar kerk toe gaan en sê, dat ek maar net in die kerk wees, dat hulle sien ek was daar. Of jy weet, dit is 'n nagmaal, jy weet, ek moet daar wees om die nagmaal te gebruik. Paulus het hulle gewaarsku, maak hierdie skip ligter. Raak ontslaaf van die onnodige goed op hierdie skip, ons gaan sink. Hoeveel male waarsku die woord van die Here ons? Moet nie die wêreldse dinge aanhou nie. Hoe baie mense se lewensboot sink,
omdat hulle hardkoppig is. Hoe baie kindertjies kliniseer, omdat die pa en die ma soveel dinge van die lewe aankleed en hulle lewensboot sit en hulle vergeet van die Here. Dit is tyd geword dat die kinders van die Here die onnodige dinge in hulle lewensboot verwyder sodat hulle nie sink nie. Hoeveel mense sit vanmôre by die huis as gevolg van 'n ander broer en suster? Hoeveel mense sit vanmôre by ander plekke en sê wanneer my voet in die kerk sit as gevolg van 'n ander broer en suster? Enige dan het ek gaan besoek en sê van sy was saam in die gemeente gewees. Ek gaan besoek en sê vir my tannie, hoe kom jy nie in die kerk toe nie? Sy sê nee, weet as ek daai suster sien, dan word ek sonder naar en kwaad. Sy sê nou weet jy, dit is my die beste, ek bly maar ene by die huis. Ek sê van tannie, weet jy wat, jy maak die liggaam van die Here, sê die Here jou dalk nodig om te bid vir daai persoon. En ek sê maar ek het vir jou oplossing. En ek wil vanmôre vir die wêreld daar buite sê, as jy voel as niemand wat jou irriteer in die kerk, halleluja, het ek vir jou oplossing, gaan sit jou voor in die kerk, dat jy daai persoon nie sien, dan bid jy vir daai persoon. Maar dien die Here. Dien die Here. Hoeveel van ons maak die Here die tempel van die Here nie seën, die liggaam van die Here nie seën? Jy weet, ek wil nie verkoos sien nie, want as ek hom sien, ek voel of hy daar met sy kop kan slaan. Want jy weet, hy dit en dit gesê, ek wil vanmôre sê, gaan sit dan voor in die kerk, dan sien jy hom nie raak nie. Ons kom die kerk toe, om te kyk wie is en wie nie is nie. Ons kom kerk toe, om ons beker die vol te maak. Om te sê, Here, hier is my cup, Lord, I lift it up, Lord. Paulus was op die reis en gestuur na Rome. Hy was saam met gevangenes. Hy was daarom miskien bang gewees. Miskien was dit moordenaars gewees, mens weet nie. Miskien was dit net iets anderste. Maar weet jy dat kontak met die Here gebly? Sê Vader, ek is op hierdie skip en hy my gestuur. Dis uit my hande uit, dis uit my beheer. Maar Here, my niemand kan U van my wegvat nie. God begin met hom praat en sê, Paulus, waarsku die volk, waarsku die manne, julle gaan dit nie maak nie. Hoor vanmôre, hoeveel keer waarsku die Here ons nie? Dan sê die Here, my kinders, koop hierdie tyd uit, kom ons gaan kyk hoe lyk dit in die wêreld. Dis Woensdag, kan nie vanmôre oor dit praat nie, maar jy weet hoe lyk dit in die wêreld. Want tog het ons geskoon is. Toch sal ons sê, ek weet, as dit jou die Here wil nie, wil ek nie die Here dien nie. Ek worry nie hoe die Here dien nie. Ek sal die Here dien. Maak nie saak hoe die ander persoon die Here dien, die Here, soos wat jy dit moet doen. Hoe baie mense nie afgeskop. As ek moet sien oor die wêreld, waar gaan oor die kerke, jong manne en vroue, halleluja, wat gekoor dans, wat geprofeteer, wat werklik waar gebid en bidders, halleluja, toe ons klein was, en ons konferensie, ek sal nooit vergeet nie, by Beulah Parke, sal nooit my lewe vergeet nie, dan gaan ons al 1 uur, 2 ure voor die tyd, so toe net ons sitplek gekry, amper agter in die kerk, want as jy dan kom, het hulle klaar die plek vol van my, want dan kan jy laat by die kerk aankom, as die kerk nog voorweeg. Dan ry ons vroeg, hoekom? Want ons is dors, ons is honger, dat is dit wat ons teruggaan van die werk van die Here, of van die Here nie. Maar weet jy, die mense is so besig, hy is so besig dat dit wat op jou skouers gelaai is, op jou lewensboot gelaai is, dat jou 'n ander koers invaar. Die mense se oë is te veel gerig op ander. Jy gaan miskien by jou werk kwaad vir 'n broer, jy's kwaad vir 'n suster, mans en vrouens beklei, kinders beklei. Die nuwe generasie raak rebels. Waaroor gaan dit? Het hulle nog 'n intimiteit met God? Kom hulle nog by mekaar vanaand dat paare roep en sê, kom ons stuur ons kom, ons stuur nie voor die bed, of ons sit dan in die tafel in ons bed, of ons is te besig met die selfoon en die televisie. Ek het al baie keer gesien van hierdie jong mense, en self die ouwe bietjie ouwe, hulle sal so 4-5 binne in die sitkamer sit, nie eers 2 meter uit mekaar, dan WhatsApp by vir die ander. Dan sit hy so op my telefoon. Ek moet sê, as jy vandag iets wil laat doen op 'n telefoon gee om vir 'n kind, dan sien jy hom vandag op 'n ryding vir jou. Hy sit ons so dat vingertjies gaan net so. Dan vra hy vir waar staan Psalm 23 van die maklikste, ek weet nie wat nie. Hierdie boek, wat ons lei na ons eindbestemming toe, hoeveel van ons ken hom regtig?
Maar gaan gee die wêreldse dinge, dan sê jy ook ken die mens om. Daar is nie fout daarmee nie. Maar die woord van God sê ken my en al jou weer. En ek sal die baie vir jou beleid. Hoeveel lewensbode het vanoggend lê gesin, lê diep bepraat, denkbeeldig onder die see, deur foute wat die mense gemaak het. Soveel dinge in hulle lewe op hulle gepak het. Jy weet ek het baie keer sê, daar's party mense in die lewe wat meer van jou en van my weet as wat ons self van ons weet. Hulle is so besig met ander. Dat hulle so besig dat hulle vergeet hulle lewensboot is besig om te sing. Dis waar. As wat die woord van die Here sê, bid vir mekaar. Tree vir mekaar. Gaan na mekaar toe, omhels mekaar. Ek is te besig. Jy weet ek het nie tyd nou vir my broer. Ag my broer, ek vra bid vir my ernstig. Jy sien net so handjie, ek bid vir jou. Kom jy regtig daarby uit? Ek vra jou. Kom jy regtig daarby uit? Of is jy te besig? Ek het baie my lewe gesien, dan ry ek so toe daai tyd toe gewerk het. Dan ry ek van pad werk toe, aan Pretoria, in die middestad. As jy verkeer erg, geliefdes, ek beloof jy, as jy dit tussen die mans en die vrouens, as sit hulle binne die kar, sal hulle laat jy jou steekmes en skeer uit. Die vrou probeer hier so die make-up op, sy die eyeliner is al daar reg om haar oë, maar sy probeer aangaan, maar sy moet klaar kry, want sy is amper by die werk. Hierdie man is so besig om te skeer en ratte te sy mis 2-3 hare op die baan. Maar hy wil dit doen. Hoekom hy daar laat opgestaan? Want hy het gisterand laat gestaan, want hulle was mos besig. Halleluja, en as jy gaan kyk, hoor waaroor, was dit nie eens by die dinge van die Here nie. Halleluja. Maar laat die sondag aanbreek. Jy weet, my make-up is nog nie op nie, en my baard is nog nie geskeer nie, so ek gaan maar die huis van die Here los. Maar wanneer ek werk toe ry, kan ek my make-up opsit, en ek kan my baard skeer, dan sê ek niks. Maar dan kan ek nie op sondagmôre na God se huis toe ry, en ek gaan my baard skeer, want ek sorg ek op my sitplekkie sit nie. Dat ons verskonings. Dat ons verskonings om te sê weer. Ag, jy weet, ek kon nie gisterand, ek kon nie met tyd skeer. Ek kon nie met tyd my hempie stryk nie. Ek kon nie met tyd my skoene glad kry nie. Jy weet, maar die môre is 'n geweldige groot dag by die werk. Ek moet sorg dat my hemp mooi gestryk is, né? My broek, my skoene moet skoon wees. Die datum moet mooi wees. Onthou, môre is 'n belangrike dag. Die dinge van die wêreld word altyd ontdink. Maar die belangrike dag van Jesus word soveel keer eenkant toe gestoot, omdat ons te besig is met ons aardse dinge. Ons is te besig. En as ons sien wat in die wêreld aangaan, wil ek vanmôre vir sê, dat die tyd geword dat die wêreld dan buite op hulle teëgaan en die Here se aangesig soek, soos nog nooit van tevore nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die woord van die Here sê, die wat 'n oor het, laat hom luister. Maar weet jy, toe Paulus hulle waarsku, daai manne sê, dis reg. Ons sal van die koring uitgooi, dat hierdie skei ligte rond hierdie skip. En toe hulle daai oortollige, onnodige voorraad in hulle skip, op hierdie skip van ontslaa, toe voel hulle maar hierdie skip raak aan die ligte. Hulle sê soms kom hy so uit die water uit. Hy net nie eens die skip waar die waterstrome sommer maklik kan inval nie. Hulle kom hoor as die storm sonder hulle. Ek wil vanmôre vir jy sê klaar kry met die dinge in die wêreld. Dinge wat jou nie aangaan nie. Beloof ek vanmôre vir jou sal jou lewensboot nie sink nie. Jy sal in koers bly. En weet jy terwyl hulle so dit uitgooi. Toe sien hierdie manne maar Paulus het waar gepraat. En hy sê maar dis reg. Laat ons nog so 'n bietjie uitgooi. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek verloor eerder 'n vriend, wat my van die Here af weghou, maar ek maak my goudstad. Halleluja. Ek verloor eerder iets, wat my van die koers af vat, van die Heilige Gees, van die Here se dinge, maar ek kom by daai goudstad uit. Ek wil vanmôre vir jou sê, jou lewe kan in 'n sekond verander. Jou lewe kan 'n oomblik van jou lewe verander, sonder dat ek hier afkom en weet jy wat, geliefde? Ongelukkig word baie van ons mense in die wêreld, halleluja, is so 'n gewoonte, dat jy kom dit nie meer agter nie.
En die dag wanneer jy dit hoor, dan dink jy, ag, daar's fout. Miskien het die manne gedink, daar's fout met Paulus, so hy hulle waarsku. Ag, wat weet hierdie man nou? Ons vaar al 100 jare met al hierdie sakkuie op die skeepie. Wat weet Paulus nou? Ag, wat weet daai pastoor om vir my te sê, ek moet nie by die huis bly, wat weet hy? Ag, hy ken nie my omstandighede. En vanmôre vir sê, as jy op koers met God bly, dan hou God jou in koers. Hoor vanmôre, as jy by die Here staan hou. Ek het so rukkie terug het ek die vroue diens hier gedoen. 2023. Hy ou jaar se gehad. Toe sê die Here vir my vriend, die 24ste, die 1 Januarie 2024, moet jy vas en jy moet bid. En wat vanmôre vir jou sê, wie van jou ken die stem van die Here? As God vir jou sê, moet nie dit doen nie, jy doen dit. Halleluja, moet nie daai ding koop, jou kry moeilik sê, ek kan nie verstaan nie, dit so mooi gelyk. Ek het eendag so mooi spreekwoord hoor wat sê, 'n goeie ding is nie altyd 'n goddelike ding. Vir jou is dit iets goeds, maar is nie van die Here af nie. En weet jy, geliefdes, daai aankom by die huis en sê vir maar as jy verlief, moenie vir my kos en sit môre nie. Ek het begin werk as sekuriteit. Ek wil nie meer 'n stukkie afsluit om vanmôre vir jou te waarsku. Want ek hoor van die Here sê, jy wat dink jy staan besoek dat jy nie val nie. As hulle vir Paulus in hy boot gehad het en hulle nie hy bestemming bereik nie. En wat vanmôre vir sê, kry Jesus in jou lewensboot. Nie as 'n spaarwiel nie, maar as die bestuurder van jou lewe. Nie as 'n spaarwiel nie, maar as die drywer van jou voertuig. Halleluja. En ek sê vaak, sê die Here gesê, ek moet vas en bid. En ek weet nie waaroor nie. Op daai stadium by die COVID ons ingekom, toe kon ons nie verder kerk hou nie, die gemeente gaan, in Gansbaai. Ons moes dit toegemaak het. En dan het kom vir my toe 'n werk by sekuriteit, ek het swart voertuig lisensie, en ek het alles wat ek moet bekom, om die voorraad te vervoer van die moedplaatse af, want ons het hier na die lughawe toe, en dan word het weggevoer. En weet die geliefdes, daai dag is ek op die plaas, die 1 Januarie 24. Is ek so besig om die trokke maar skoon te maak, maar ek vas. Wanneer laat jy 'n bietjie gevas? Wanneer laat jy 'n bietjie jou kos hier kan doen, sê vir die Here, ek wil nou weet ek het nie baie nodig. Halleluja. En weet jy werk vaste? Jy ken dit mos wanneer jy nie vas nie. Halleluja, as jy nooit honger nie. As jy vanavond bereid is, jy my vrou was so besig gewees. Ek gaan hierdie bord kos besluit, weet ek nie eens gedink aan kos nie. Maar laat jy vas. Dan bring Koos en Piet hier aan in die lekkerste dans daar toe. Dat die shop so na hy dans, halleluja. Hy sê, Jesus, maar hoe proe dit? Die gooi so skip, hoe proe dit? Wie dit gemaak? Is dit nie so nie? Wanneer jy moet vas, dan kom al die dinge laat jy. Want die duivel wil nie, jy moet vas nie. Halleluja, en ek vas daai dag. Nou bly ek so 'n bietjie weg van die ouens af. Dat hulle nie moet sien ek vas nie. En ek bid, en ek bid ek. En ons gaan nie maar, dan gaan ek huis toe. Toe 5 net ons gaan te eet. Maar my vasting was nog nie verby nie. Baie mense vas baie snaakse maniere, wat ek nie ken nie, baie vas die maniere van die Bybel. Baie mense vas is dit hoe hulle dit pas. Ek weet nie of hulle dan seker of 'n pilletjie moet drink nie, maar vasting werk van 6:00 vanaand tot môre aan 6:00, dis een dag. Dis 'n volle vasting. Nou baie vas, baie lekker. Hy staan 5 uur op. Hy eet so 7, 8 brode, met so 2 beker sop, en dan sy koffie, en as hy moet nou sy 6 staan, sê die vir Jesus, ek is nou aan Dinsdag vas. Hy 3 woorde behoort om my julle weet dan, maar hy vas. Hy vas. Amen. En vanavond as ek by die uitkom sê, man, luister die 6 uur aangebreek. As hy kos klaar, weet ek was vandag op vasting, en dit was skriklik oor. Ek is vreeslik. Want dan sit ek vas van 6 uur aan tot die volgende aan 6 uur. En ek sê vaak, my vasting is nog nie verby nie. En ek sê, ek gaan net so 'n uurtjie lê, want ons was 36 ons kom. Ons ry deur die nag, dan kom ons die volgende dag terug, en doen ons weer die verpakking. Weet jy geliefdes, dat weinig gaan lê, baie van die susters jy het hoor, ek wil dit net vandag noem. Terwyl ek gaan lê, dis drome, hierdie hele drome kom in 'n ongeluk. Maar drome in hierdie ongeluk sterwe. Dan spreek die Here, ek sê, Here, asseblief gee my nog 'n kans. Daar was baie dae gewees wat ek profesie gekry wat 'n kerk gaan bedien. Dan sê die Here vir my, vriend, gaan terug voltyds in die bediening waar die Here jou wil hê. Toe die COVID so maak dat die kerk oop staan, het die kerk weer oopgemaak.
Maar voorheen aan werk en sê die Here vir my, dan gaan ek hierso by die pastoor en sê dat eendag toe daar so 'n pastoor daar profeteer by sy vryluister gaan word in sy bediening. Maar die ek dink met myself, joh, ek het nou vas werk. Ek kry mos nou 'n lekker salaris. Jy weet as ek dit nou los, dan mos jy altyd geld in die sending werk. Sien jy smokkel die duiwel met 'n mens. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, halleluja, as jou oop God gerig is. Halleluja, sê jou brood en water gewis is. Dit sal daar wees. En weet jy, ek droom, ek sterwe in hierdie groot ongeluk. En ek skrik wakker, normaal as ek skrik wakker, ek gaan na haar toe. Sy sê my lief, sy sê maar jy nog nie dat ek sê jou wakker, maar ek sê van kan jy die geweldige droom gehad. Sy vraag my wat is dit? Ek sê die droom was baie erg. Ek het gedroom, ek sterf, ek kom in 'n groot ongeluk, maar ek sterf. En dan weet jy, ek vat daar, ons sit so op die bed. Ek sê, Here, ek sny dit af. Here, ek pleit my onder die bloed. Maar nie net vir my nie, die manne wat die 2 eskorts voor my, die 2 eskorts agter my, die kernman naast my die tronk. Al die dinge die Here is jong seun. Ek sê ek pleit hulle onder die bloed. Geliefdes, ek het hard klaar gebid, ek het geëet. Ek het my uniform aangetrek, 15 minute daarna. Toe bel, halleluja, en my vrou, my skootseun. En sê, luister, jou pa was in 'n geweldige ongeluk. Ek het hom nie op die skerm gehad, ek weet nie of hy nog gesyfers daar op die komputer nie. Ek het die boekie vanmôre hierso. Die vraag wat jy na kom kyk, dis die vraag waar hy kom. Niemand kan sien wat sy voertuig is hier, maar sy dubbelkar voor my voor Reinter bakkie as in mekaar kom. Terwyl ek so sit, ek was die passasier gewees, en die ouetjie speel met die selfoon. En ek sê vir hom, los die selfoon uit, hy het nog geprogrammeer op die skerm, wat hy kan touch. En hy lê oor om so te raak, en hy kan hom nie getouch. En toe hy so kyk, ek kom in die ander baan, aan verkeer wat aankomend is, ook in die Toyota Hilux bakkie met 5 kindertjies en 'n man en 'n vrou, van die Kaap wat daar so in Kleinmond met vakansie was. En dan skreef hom en sê vir hom ligte, dis al wat ek weet. Ek wil vanmôre vir jou sê, ken God in al jou weer. Moet hom nie gebruik as 'n spaarwiel wanneer jy op 'n teerpad lê, of wanneer jy kajuit vasgevang is, of wanneer daar nie kos op jou tafel is, of die werk sê dalk miskien jy moet afgaan, moet hom nie dan net ken nie. Ken hom ten alle tye. En wanneer dit met jou goed gaan, moet jy hom meer aanbid, want die duiwel is jaloers. Hoor vanmôre, die duiwel is jaloers. Die duiwel gehad het Paulus se skip en sê, want hy was jaloers op Paulus, want hy was 'n kind van God. Ek wil vanmôre vir sê, die woord van die Here sê, jou wortels slyt as jy teen vlees en bloed nie, want jy die magte van die lig. Hy sê, staan vas my kind. Staan vas. Die versoekings gaan daar wees. Maar jy het 'n vrye keuse, jy het 'n wil om te sê nee in Jesus naam. Die duiwel het Jesus 3 keer versoek om te been vir my en jou. Maar weet jy, geliefdes, daai ongeluk vind plaas. En ek is bewusteloos, want die geluksak het ontploffies op teen my kop uitgeskiet. En ek het bewusteloos geslaan, my hele kop stuk en geslaan, die foto's is in die boek. En as gevolg van die 8 airbags wat ontplof het, is ek vas. En ek begin die asem, die stof in te asem van die airbag, en dit is baie giftig. As gevolg van dit het ek met 'n longprobleme, maar dit pla my nie, ek sal hom nog oefen. Want jy weet die dag wanneer ek Goudstad instap, is ek volmaak gesond. Halleluja. En weet die geliefdes, ek kom by en ek begin verspoor. Hulle kry my uit en met die val ek so uit die voertuig uit. My voete is nog vas. Ek raak gebou hier, ek sê vir my onderlyf is af. Ek sê ek vra mooi verbid, want kyk nou wat gaan aan. En weet jy geliefdes, terwyl ek in hierdie bewusteloosheid is, sien ek 'n lig so na my aan toe kom. En ek besef dit is die Here. En weet jy, my bewusheid smeek ek hier, sê Here, ek sal vir u nou voltyds gaan werk. Ek wil vanmôre vir u die vraag vra, hoekom moet jy altyd eers seer kry, voordat jy luister? Ek vat 'n voorbeeld, ek sê nie jy wat vanmôre sê, ek praat oor die algemeen. Mense al buite. Hoekom? Hoeveel male het die Here by sê, vriend, gaan terug in die bediening. Ek is al 45 jaar wat ek die bediening doen. Al 45 jaar. Ons daar oor die 3000 kerke bedien oor hierdie land. In 8 jaar se tyd het ek my vrou 1.4 miljoen kilometer gery om die naam van die Here groot te gaan maak. En hier kom 'n plek wat my aanbod maak om werk vir my met groot geld en ek sien hoe nou kan ek nog beter lewe.
Ek wil vanmôre vir jou sê, you can take the whole world, but give me Jesus. Jy kan maar alles vat, gee my net die Here. En weet jy geliefdes, ek soek aan die Here, ek sien hoe kom my al hoe nader. Ek kon nie die Here se gesig sien, ek sien nie die wind wat ek so sien. Maar ek besef dis die teenwoordigheid van die Here. En ek smeek, ek sê Here, ek vra U mooi, spaar my. En weet jy geliefdes, ek sien hoe beweeg nie, dit is daai bewindlik van my weg. En ek kom by, maar ek lê daar op die teerpad. En weet jy geliefdes, terwyl ek daar lê, dink ek eers waar ek dit toe bykom. Ek het nie gedink aan, hoor die son, gaan ek weer kan loop nie. Alhoewel ek gevoel het, dat al my bene, my hele bene is vergrys. Die 4 wapen wat tussen my bene was, 'n magasyn, is 'n lang magasyn. Kies toch tussen my bene ingedruk, dat het my pel het op 3 plekke gebreek. Hier waar ek staan en ek eis dit hier binne, en ek wil vir jy sê, geliefdes, ek lê daar, en ek bloei, ek verloor geweldig bloed, want terwyl ek so by my kom, hoor ek my seun en my skoonseun is daar, en ek gaan voel, hy druk my kop op, hy trek sy hemp by, hy sê, papa, hy sê, stryd, moenie beklei hart, moenie opgee nie, papi, en dan sit sy hier sonder my kop, want ek lê op die teerpad, en eerste waar ek dink is, sal ek weer kan sing, sal ek weer keyboard kan speel, eerste waar ek dink, en ek sê, Here, en ek lees en ek begin so myself, begin ek die note so te leer, halleluja van Sia, en ek sê, dis D, dis E, dis F, dis G, dis A, dis B flat, F flat, en ek begin sê, Here, dankie dat ek dit kan onthou, want in die oggend met die harte staan, het ek lang en kort in my geweerverlies geweldig gekry, maar weet jy wat die Here tel my nou op, vir 47 dae lê ek in die hospitaal in Hermanus, 7 maande in 'n reis toe. Halleluja, maar begin hierdie boek skrywe. Halleluja, as daar iemand is wat nog geen boek hier wil hê nie, jy kan hom daar teen by bestel as jy wil. Halleluja, maar weet jy, ek sit daar met hierdie boekie. Halleluja, maar terwyl ek in die hospitaal is, halleluja, lê ek op daai bed en ek begin te sê, Here, het ek iemand dalk nie seer gemaak waardeur ek nou gekom het nie. Here, is daar iets wat ek nie dan neergestel het, of dit gebeur het? En 'n vrou kom na my toe gestap, sy sê vir my pastoor, sy sê van vandag vir jou vra, moes jy nie al lank al weer terug gewees het in die bediening nie. En ek besef, halleluja, as ek lank op terug wees weer voltyds in die bediening, halleluja, sou dit nooit gebeur het nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, daar het ek gesê, Here, ek vra U, halleluja, vergewe my, maar ek sal U dien tot die dag wanneer U my gaan kom haal. Kan ek U naam groot maak, maak nie saak waar dit is nie, maak nie saak of daar 2 mense sit, of 2 miljoen mense sit, ek sal U naam groot maak, maar Here, tel my op. Die Here het ons so gebruik met in die hospitaal. Maar daar was dae gewees wat ek die kos teentand toe gestoot en dan vassit onder pyn en lyding. My operasie alles al was 11 uur onder narkose. Hulle moes die heup, ek het 2 heupbevangers, hy moes die heup so weer uitkip, 4 keer uitspoel, om al die fyn bene uit te kry, soos het vergrys. My liggaam was blou, al die foto's is die binne geel. Hulle kon nie aan my raak nie. Hulle moes 'n DP spray gekry om oor my lyf te sprei om die pyn te verlig. Maar op 'n stadium toe dit beter raak en my vrou my gewas aangetrek. Sy het my gevoel, sy het my doek aangesit. Ek kon niks gedoen het nie. Maar ek lê in 'n hospitaal en ek bid en ek vas. Ek sê, Here, halleluja, praat met my. Ek het die Here nie verwyd nie. Want as die duiwel wat my lewe wil gevat het. Maar ek het geweet, God gaan my weer dra, want ek het hom nooit gebruik as 'n spaarwiel nie. Ek het maar net die onnodige goed in ons lewens, wat ons lewensboot gaan sink nie. Alhoewel ek vir duisende mense bid, ek kry baie oproepe en sê, bid vir dit, bid vir dit. Maar as mense Jesus het in hulle lewe, dan los ek en ek bid net vir hulle. Ek raak nie betrokke nie, want as jy betrokke raak, op die einde sit jou lewensboot, en daai persone gaan aan. Hoor vanmôre wat ek vir jou sê. Jy is so besig met buurvrou en buurman se omstandighede, jy vergeet van jou eie huis, dat jou kinders uit mekaar uitval. Want jy is te besig hier oor die muur, oor die hek. En weet jy, ek bid, dat die staf wat daar gewerk het, in die dag te kom, voordat hulle avondies opgaan, dan sê die pastoor bid vir my, sê vir my môre, wat sê die Here? Vra vir Marlena, kom die staf hier volgende oggend, en dan sê die Here, sê vir die Here, dit en dit vir my, gesê, maak so, maak so, maak so. Vir 47 dae, dat die matrone na my toe kom en sê, weet jy wat, ons moet by jou keyboard gaan haal, en dan hou jy vir ons diens hier so in die saal. Op daai stadium het ek die kerk weer oopgehad. Maar kon nie vir die 47 dae, was dit moeilik. Maar alhoewel ek hier van die 30ste dag af het hulle my gestrap in die reis toe.
Dan vervoer hulle my van Hermanus af Elleria, Gansbaai toe. Dan sit ek in die rolstoel, dan gaan bedien ek die Here, dan maak ek die naam van die Here groot. Dan sit ek in hierdie pyn, dan gaan speel ek daar nog sin, en dan bring die boodskap, dan tel hulle my weer af met die rolstoel, dan vat hulle my terug, en spoek hulle my weer terug in die hospitaal, dan sê dankie Here, laat ek by die kerk kon uitgekom het, vandag het ons die mooiste voertuie, ons het die beste te plekke, die mooiste kerke vandag, want toch wil ons die Here gebruik as 'n spaarwiel. En so die Here my deurgevat, 47 dae. Die laaste 2-3 weke moes hulle my stuur na Spesiaal om te leer loop. My vrou by my in die kamer gebly, het vir my bed vir haar bed al gegee. Was in 'n privaat kamer. Dan salp sy my elke aan, hou elke aan so deur die tralies vas, want ek kon nie beweeg nie. Moes op my rug bly lê. Dan bid ons, sê, liewe Jesus, maak dit weg vir my. Maak dit weg vir my, Here. Dankie dat jy my nog die geleentheid gegee het om reg te maak voor U, om te kan berei. Baie keer wanneer jy in die moeilikheid kom, dan dink jy mos self, ag, ek kan nie verstaan hoekom geplaas dit in plaas van dit plaas word. Baie keer kom jy in omstandighede wat dit jou eie skuld is. Baie keer vind jy in 'n situasie wat dit jou eie skuld is. As daar 'n woordjie wat sê, nou nie prins, dat jy is miskienig hier mag gaan kyk. Ag, ek wil maar net hoor wat sy jou suster Betty, ek lees iemand wat die naam te vat in die voorbeeld. Ag, ek wil net hoor wat sy suster Betty, en sy het jou reggekom met haar man. Ja, ek wil net, ons sy suster Betty se man van sê, ons uit die mense. Nie, maar ek wil net iets nie hoor. Dan gaan hoor sy, môre oor môre, dan sê hy sy sê, hierdie vrou het gekom en sy het in my huis uitgeskryf. As dit so 'n probleem, wat nie so is, wat jy op jou lewensboot gelaai het, maar dan toelaat dat jou lewensboot sit. As dat jy dit kon gelos het. Ek sê, Here, ek bid vir my spiervrou. Ek bid vir my bema. Here, ek bid vir haar. Ek wil niks vir jou te doen. Daar die Here vir my 47 dae van die Here my opbetaal. Geliefdes, as ek het hierdie boek begin skryf, met al die teksverse by. Die dag toe ek uitgaan, het my kleinkind vir my gesê, ek wil vir oupa uitsoek, jy sal sien, ons nou ver van julle, hier is jou fotootjie. Hy is so klein, ek sê, kom oupa as die vent, ek kan my nie uitstoot nie. Hy sê, ja, ek wil oupa uitstoot. Dan vat hy die reisstoel so met wilskrag. Dan loer hy so, dan sê hy neer die gang so om haar te by my stoel. Dan breek hy so. Dan loer hy weer so, sien, as niemand haar te by my stoel. Hy wil vir oupa uitstoot. Ek wil vanmôre vir die Here wys wat hy sê. As hy sou dat die pad oop is na die huis van die Here. As hy dalk miskien gekyk het na my uitlaat, dalk is hy meer dan hy my oupa is. Hy het nie gekyk hoe groot hy is. Sy begeerte was om sy oupa uit te stoot. Hy het nie gekyk wat sy omstandighede dit gaan wees nie. Hy het nie daar gedink, hy wil 'n Here wees. Om uit te stoot. Ek wil vanmôre vir u die vraag vra. Wat gaan jy die dag die Here antwoord? Wanneer jy voor hy goue poort staan. En die Here vra vir jou, my kind, gee vir my 'n rede, hoekom moet ek jou hier toelaat? Wat gaan jy reg vir hom sê? Gaan jy hakel? Here, dis 'n baie moeilik vir Here, ek weet. Gaan jy vir hom sê, maar Vader, ek het by u gestaan, jy teken dit. En my begeerte is om aan die voete te bly, vir ewig Vader. Die tye, wat mense die wat doen, ek het gedoen. As hy kleinkind van my gesê, hy sê die kans om my te stoot. Was hy nie Here, alhoewel hy Here is, maar praat van die incident, was hy nie Here in die hospitaal nie. En die verpleegsters is uitgekom en het vir my hande geklap en sê, joh, hy stoot van my, en sê, Here. Hoeveel van ons wat vanmôre hier sit en sluit met dit af, gaan eendag van voor Radio Mopmotor staan en sê, Here,
was die Here vir u. Anders nou op haar swaar, gaan nou op haar loop jy uit, gaan op jy uitval. Al voel het op my lewensboot sink, al voel het of ek nie in die kerk wil sit nie, ek gaan nog steeds. Want Here, ek het u lief. Here, ek het u lief. Here, ek wil nie eendag een van die persone wees wat in die reis aan was gesê, maar jy die liggaam van Jesus seer gemaak, en jy dit en jy dit. Die woord van God sê, dis die klein jakkalsies, waar hy van ons verwoes. Kom ons kry klaar met die oortollige dinge in ons lewe, wat ons lewens moet sing. Gaan hierdie week, sê liewe Jesus, ek wil 'n bietjie regmaak, gaan bietjie deur jou dinge, gaan bietjie deur jou vriende, gaan bietjie deur jou werksvriende, kyk bietjie wat se kringe jy sit, kyk bietjie wat se kringe, die woord van die Here sê, moet nie die kring van die spoters sit. Die mense by die werk, en ek sê dit vanmôre live, die mense by die werk het my geken. Dit was my drok, en daar was Christelike series in gewees, en as ek kom dat ek nie kom bestuur, hulle haal nie as series uit, hulle moet maar huis verklaar. Hulle het geweet, daar was tye wat ek gebid het, hulle het geweet, ek hou daarvan as hulle voor my vloek nie, hulle het geweet, ek hou daarvan as hulle paard sê, ek sê met hulle paard is nie, ek gaan nie so doen. En weet jy wat, hulle het gerespekteer. Dan vraag vanmôre weer vir jou, hoe lyk jou lewensboot uit? Wat is op jou lewensboot gepak en gelaai, wat besig is om toe te laat, dat jy sink. Dat is niks so lekkerder, as 'n vreedvolle huwelik, met jou kinders, jou familietjie by jou mekaar, met liefde. Dan vra weer vanmôre vir jou, die vra, Here, my lewe val uit mekaar, my lewenspad uit mekaar, Here, ek weet nie wat se kant toe nie, wat is op jou lewensboot gepak? Die Paulus wil sê, laai af, en hulle laai af, toe begin het al hoe beter raak. En weet ek, geliefdes, so die Here my gehelp, om vir 2 jaar, 2,5 jaar, en die Here vir my maar in dat deur gedra, party daar met geweldig pyn, soos dit regtig waar, met vir alles as jou koerig, dan voel het of hierdie eiser so met sementblokke, sementraal, soos met sement vastgemaak. Halleluja, maar weet jy wat weet ek? Die dag wanneer die Here my kom haal, halleluja, dan poort dan sit in na hemelpoorte in. Halleluja, nie met eisterbene en dan met my regterbene. Halleluja. Maar ek wil vanmôre sê, die behoud om dit te doen is om aan die voete van die Here te bly. Die behoud om dit te doen is om aan die voete van die Here te bly vanmôre. Geliefdes, moenie dat mense jou afkraal, moenie dat omstandighede jou afbreek nie. Staan by God, bly by die Here, halleluja. En ek wil vanmôre vir jou, mag God jou seën, waar jy jou voete sal sit, dat dit oorwinning, op oorwinningsgronde sal wees. Mag die Here jou deurdra, en mag die Here vir jou versterk, halleluja. En weet ek, geliefdes, so die Here my deurgevat, halleluja. Die eerste my, terwyl ek so sit, halleluja, breek die hele been binne in my weer self af, en dan kry jy tweede, halleluja, jou vervangen, en ek moet alles weer deurgaan. Toe ek gewerk het, ek wil dit vandag doen. Toe ek gewerk het, dan trek ek my uniform aan, dan gaan ek werk doen. En wanneer dit tyd is om kerk toe, dan ry ek gou na die kerk, dan trek ek my uniform uit, dan trek ek my suit aan, dan hou ek diens. As die kerk plaas, dan trek ek daar agter my uniform gou weer aan, dan vat maar hulle my kerk, dan gaan sy saam met die kinders huis, dan gaan ek weer terug plaas en dien, en gaan werk ek verder. Vir 4 jaar het ek het gedoen, nooit geklaag, sê, ag, jy weet ek is moeg nie. Maar dat die Here my lewe aangebreek, wat ek werklik waar na die Here toe kon sê, maar Vader, ek het nie werklik waar nodig in hierdie situasie. En hy kon gekom en sê, jy kwalifiseer daarvoor. Die woord van God sê, in daai dag sal jy sê, Here, maar in u naam het 'n duiwels uitgedryf, in u naam het ek geprofeteer, dan sê hy, gaan weg jou vervloekte, ek ken jou nie. Maar toe daai dag aand op die pad lê, toe sê ek al, Vader, ek het u nodig. En ek sê, my kind, ek sê jou deurdraag. Halleluja, gaan vra dat ek hier vorentoe gaan kom. Ons gaan oorgaan na die nagmaaltafel, die manne wat help. Halleluja, wat help met die nagmaaltafel, waar jy sal kom staan saam met my.